Goeiedag vriende en baie hartlik welkom by ons erediens. Ons is in lydingstyd, wat beteken dat ons so 2 weke is nog hierdie Sondag, volgende Sondag, en dan die week daarna, dan is dit Paasfees. Vrydag ons Paasdiens en Sondagoggend dan ook die opstandingsdiens. So as ons in hierdie tyd is, dan raak ons diep bewus van Jesus se lyding en waarom hy gelei het en wat hy vir ons kom doen het. So kom ons word stil en dan raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid om ons. Here, U is ons alles, die begin en die einde. Here, U is die een wat lewe gee. In U en deur U en tot U bestaan alle dinge. Here, sonder U is ons niks. Amen. Geliefdes, die Here groet jou vanoggend en hy sê genade en barmhartigheid en vrede vir jou. En mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan op hierdie oomblik oor jou die wag hou. Kom ons loof die Here dan ook, maar as ons praat van die lydingstyd waarin ons is, dan praat ons bietjie van 'n ingehoude lof. So die lied wat ons sing, middelpunt van ons verlange, sê vir ons dat die Here alles in ons lewe is, maar dis nie 'n lofuiting nie. Dis so bietjie terughou, want ons is in 'n tyd van lyding. So kom ons sing dit ook lekker saam.
Vriende, ons teksgedeelte vanoggend is dan Lukas 22 vers 39 tot 44. En ja, dit is die verhaal van Getsemane, waar Jesus met sy disippels in die tuin van Getsemane die aand ingegaan het. Nou, voordat ons dit lees, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie tyd na U toe kan kom. Dankie dat U nie vir een oomblik vir ons een kant toe skuif nie. Maar Here, dat U ons juis omhels in U donkerste tyd. Vader, en dankie dat ons met U kan praat, nie as die gekruisigde Christus nie, maar die wete dat U opgestaan het en dat U leef. En tog as ons in hierdie tyd is, dan vier ons, Here, ook die lydingstyd. En ons raak diep bewus daarvan, wat U moes deurgaan vir ons. Here, praat vanoggend met ons, en laat U woord duidelik ook in ons harte vasgelê word. En mag ons dit dan met ons mond en ons hande en ons voete en ons hele liggaam leef, Here, in 'n wêreld daar buite. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek lees van vers 39 af. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid: "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van die droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." Ons lees dan net tot sover. Jy is ook welkom om Matteus 26 vers 36 tot 46 te lees en ook Markus 14 vers 32 tot 42. Dit is die ander evangelieskrywer se weergawe van hierdie verhaal. Pragtige verhaal wat vir ons so baie beteken. Mag die Here dan ook hierdie teks aan ons seën. Vriende, het jy al ooit ervaar dat angs jou keel toedruk? Dat jy voel asof jy nie asem kry nie. Dis natuurlik wat ons vandag sal ken as 'n angsaanval, né? Dit voel so of iemand op jou borskas kom sit en jy net daar moet uit en onder hom of haar moet uit want dit druk jou vas. Jy moet net iewers heen. Ek het al baie gewonder of dit nie die rede is hoekom Jesus daardie donderdag aand wou wegglip uit die stad uit, na 'n stil plekkie toe daar teen die Olyfberg, waar hy en sy disippels ook dikwels gekom het nie. Getsemane, die olyfpers. Hier het Jesus kom stilte soek. En ek dink Jesus het dit daardie aand nodig gehad, want die druk op hom was geweldig en dit het steeds toegeneem. Eers het sy volgelinge hulle rug op hom gedraai en een vir een weggegaan, want hy wou nie hulle politieke verlosser wees nie. En vroeër daardie selfde aand het Jesus nog 'n laaste keer vir Judas 'n kans gegee om as ware homself te bedink vir wat hy moet doen. Maar hy wou nie, en hy is die nag in, en so het ook een van sy naby intieme disipelkring ook sy rug op hom gekeer. Geliefdes, die meeste van ons weet wat om te verwag wanneer jy weet iets gaan gebeur. Maar wanneer Jesus daardie aand Getsemane toe gaan, saam met sy disippels, verwag en dink niemand aan iets wat sodanig kon verkeerd loop nie.
Daarom is Getsemane so ver gesog, so onmoontlik, so totaal verskriklik, dat ons onsself kwaliek kan indink wat daardie donderdag aand moes en sou gebeur het. Jesus was baie alleen in sy tyd en hy het baie alleen in sy lewe gaan bid. Maar Getsemane was anders. Dis eintlik alles so tragies. Jesus pleit vir oulaas by sy disippels om hom te ondersteun. En al wat hy weet, is dat hulle hom sou verlaat. Maar Jesus het nou so onsaglik nodig gehad, dat hulle hom moes ondersteun. En op die ou end is daar niemand nie. Die pad na Golgotha is 'n bitter alleen pad. En soos die verhaal vorder, staan Jesus al meer en meer alleen, skus, tot daardie allerverskriklikste kreet van die kruis af, as hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan is hy werklik alleen. En dan kan nie een van ons meer saam praat nie. Want geliefdes, dit ken ons nie. Maak nie saak watter allerverskriklike situasie ons ook al in was of nog sal inkom nie, nooit sal ons dit ervaar om God verlate te wees nie. Want selfs in die vallei van doodskade weer, sal die goeie herder met ons wees en ons lei. Geliefdes, oral waar Jesus gekom het, het hy mense se lyding weggeneem en mense versorg. Maar in Getsemane was dit anders. Daar moes hy die lydingsbeker drink. Hy moes dit vashou. En hy moes dit alleen doen. Al was daar net 'n klip gooi van hom af, 'n klomp mense. Maar alleen moes hy gaan bid in Getsemane. En hy moes bid, Vader, kan die beker nie maar by my verbygaan nie. Jesus se worsteling is hier baie groot en die vraag is nie een van terugdeins nie, maar die besef hoe groot offer gebring moet word. En juist daarin lê die angs wat die sweet van hom laat afdrup en op die grond laat val soos bloeddruppels. Ons sien, onthou, Jesus weet presies wat wag. Hy weet van die fisiese marteling wat voor hom lê, die spykers wat deur sy hande en voete geslaan moet word. Die dors wat hy sou deurgaan, die spierkrampe wat 'n gekruisigde letterlik van hulle verstand afmaak. Hy weet dit alles. Maar erger as dit, en ek dink dis 'n wêreld waarvan ons nie baie weet nie, is die geestelike storm, die bonatuurlike mag en storm wat besig was om oor sy kop as ware saam te pak. Dis die verskrikking van die magte van die duisternis wat oor hom ontketen is. 'n Storm waarin hy stoksiel alleen gaan staan. Hy weet dat in hierdie duisternis die Vader hom nie net daardeur kan help nie, maar dat hy ook alleen dit moet doen. Want dit is hoe hy vir ons sonde sou betaal. Hy weet hy moet alleen daardeur gaan. Geliefdes, en dis die duisternis wat Jesus se keel toedruk, wat hom toevou die nag in Getsemane. Die verstikkende duisternis van eeue se goddeloosheid en sonde. En onthou, hy doen dit as mens, hy ly as mens. Hy kies om nie sy goddelike mag te gebruik nie. En daarin lê dan die wonder van Getsemane. Jesus kon op enige oomblik gesê het, nee, ek gaan nie dit doen nie. Hy kon dit sê, maar hy kies spesifiek om dit nie te doen nie. Getsemane is nie iets wat met hom gebeur nie.
Hy is nie die magtelose slagoffer van Getsemane. Jesus kies dit. En hoekom? Hy kies dit vir jou en vir my ontwil. Dis vir jou en vir my wat hy daardie geweldige worsteling in Getsemane deurmaak. Geliefdes, dis met jou in gedagte wat hy uiteindelik kies om God se wil die deurslag te laat gee. En dis vir jou wat hy bemoedig en vasberade die pad verder wil laat stap. En hy doen dit met die woorde aan jou en ook aan sy disippels daar in die tuin. Waak en bid. Hy sê waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jesus sê, of hy sê dit, want hy weet ons pad gaan voort. Dis die stryd teen die vyand is vir ons nog lank nie verby nie. Alhoewel die Satan verslaan is hy nog steeds gevaarlik en hy gaan om elke hoek en draai soek na ons ondergang. En dan die enigste manier hoe ons deur hierdie ons eie as ware Getsemane kan gaan is deur te waak en te bid. En vriende, dit is presies waaroor lydingstyd gaan. Want in ons eie krag is ons nie in staat nie en het ons geen kans om staande te bly nie. Ons kan nie alleen hierdie eie Getsemane deurstaan nie. Net soos die disippels die aand dit ook nie kon doen nie. Hulle gees was gewillig, hulle het almal gesweer, hulle sal altyd by Jesus staan al gebeur wat. Die fout was nie hulle ingesteldheid nie, maar tog faal hulle. En die fout het gelê daarin dat hulle nie as mense betroubaar is nie. En dis wie ons is, né? Ons het soms die beste voornemens, maar dan kom die ou duiwel en hy slings en hy ken ons swakste punte en dan buit hy dit uit. Waarom kan ek nie alleenstaande bly nie? Dis net as ons daar saam met Jesus in die tuin van ons Getsemane hoor, waak en bid en dat ons in die naam van Jesus en deur die krag van Jesus die vyand kan weerstaan. Liefdes, en Jesus wil deel wees van jou bestaan, sodat jy nooit weer alleen hoef te wees nie. Nooit weer alleen hoef te probeer staan in moeilike omstandighede nie. En dis waaroor Getsemane gaan. Sy eensame worsteling het gemaak dat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Maar daar in Getsemane gee hy wel die waarskuwing as ware, as hy sê, moet nooit gerus raak nie, bly waak en bid. En ek dink dit is wat Getsemane vir ons probeer leer, is om te sê, die Here vat ons saam daarin, want ons moet by hom staan en hy wil by ons staan, maar hy vra van ons, wees wakker in daardie tyd. Moenie so opgee, so moedeloos word, dat jy uiteindelik heeltemal tot niet gaan nie. Ek wil jou vanoggend in die naam van Jesus uitdaag, om uit elke Getsemane oomblik in jou lewe te kan uitstap en te kan weet, maar die Here is by my. Die Here het my gehelp hier binne en hy dra my uit, sodat ek ook aan die ander kant van my Getsemane die kop kan lig en kan sê, Here, U was daar vir my. U het my vasgehou. Vriende, 'n laaste ding miskien oor dit wat ons lees in hierdie teksgedeelte. En dit is dat Jesus alle rede gehad het om kwaad te wees vir sy disippels. Hy het hulle so nodig gehad en in sy donkerste uur het hulle hom in die steek gelaat. Behalwe dat hulle slaap, sou ons dan in die volgende teksgedeelte net na wat ons gelees het, hoor hoe hulle weggehardloop het. En dit alles terwyl Jesus so baie vir hulle gedoen het. Hulle het hom nie ondersteun of in gebed gedra nie. Hulle het geslaap en hom teleurgestel. Nou ons sou nou dink dat Jesus kon sê, dis die einde, nou het julle almal julle laaste kans gehad.
Maar dis nie wat gebeur nie. Op 'n baie mooi manier sê Jesus vir hulle, slaap julle nog? Word wakker, want die uur is hier. Geliefdes, daar's nie een van ons vanoggend hier wat nog nooit vir Jesus teleurgestel het nie. Miskien weet jy presies wanneer en hoe jy dit die afgelope tyd gedoen het. Maar dan moet jy vanoggend hoor, jy is welkom om in te stap in die omarmende liefde van Jesus. Hy het vir jou ontrouheid en vir jou sonde, vir jou rugdraai op hom, het hy aan die kruis gesterf. En dis met sagte oë dat hy ook vandag vir jou sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit moet nie vir ons die groen lig gee om te sê, so ek kan maar net aangaan nie. Dis juis hierdie oomblikke, die Getsemane oomblikke, die oomblikke aan die kruis wat ons moet laat besef wat 'n ontsettende prys het Jesus betaal. En dat hy ons om daardie rede ons eintlik nie anders kan as om vir hom te sê, Here, ek wil verander. Here, ek wil U volg. Here, ek wil U dien. Here, ek is jammer oor wat U vir my of wat ek U aangedoen het en wat ek elke dag verkeerd het nie. Geliefdes, en dan vra Getsemane van ons 'n duidelike draai. Getsemane help ons eintlik om te verstaan hoe om nie as kinders van die Here op te tree nie. En ek pleit vandag by jou om deur daardie verhaal te hoor dat die Here vir ons sê, bly waak en bid, want 'n moeilike tyd kom ook nog voor ons. Geliefdes, ek dink aan Petrus, wat vir Jesus verloon het. Net as ware 'n bietjie later, daardie selfde nag. En Petrus wat bitterlik gehuil het. Wat ook wat sy rug gedraai het op Jesus. En dan heel aan die einde, dan lees ons dat die Here vir Petrus vra, Petrus, het jy my waarlik lief? Ek dink aan Johannes 20. En Petrus sê, Here, ek het U lief. En Jesus vra dit 3 keer vir hom. En as ware daarmee sê Jesus vir Petrus, Petrus, laat my lammers waai. Petrus, jy is die rots waarop ek my kerk bou. Petrus, ek is lief vir jou. Weet jy wat, geliefde, jou teleurstellings wat jy vir die Here aandoen, maak nie dat hy sy rug op jou draai nie. Inteendeel, hy roep jou op en hy sê vir jou, laat my lammers waai. Laat wees die rots waarop ek my kerk bou. Wees die een wat my getuie sal wees in hierdie wêreld. Al is jy nie volmaak nie, al maak jy foute. Maar die Here wil jou gebruik. Getsemane is 'n moment wat juis vir jou tot stilstand moet ruk en laat besef, Here, ek kan nie verder sonder U nie. Ek het U nodig en ek wil my lewe verander en ek wil lewe soos wat U wil hê ek moet lewe. Geliefdes, wat in Getsemane begin is en op Golgotha geëindig het, is verskriklik. Maar wat daaruit gekom het vir jou en vir my, is die allergrootste wonder van alle tye. Dis lewe. Dis lewe saam met Jesus. En die versekering dat geen dood, of siekte, of bose geeste, of magte, of hoogte, of diepte ons sal skei van die liefde van Christus nie. En mag dit vir jou 'n werklikheid wees hierdie Paastyd, en hierdie lydingstyd wat ons in is. Om te weet ek is nie alleen nie, die Here hou my vas. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat Getsemane vir ons vandag tot stilstand bring. Here, dankie vir die diepe bewustheid wat met U daar gebeur het, die worsteling wat U alleen moes deurgaan. Here, soveel so dat 'n engel U moes versterk en dat U sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Vader, ek dink nie ons kan ons indink in daardie oomblikke nie. Maar dankie daarvoor. Dankie Here Jesus,
dat U in alle opsigte vir ons vandag bewus maak, dat U dit gedoen het, sodat ons nooit alleen daardeur hoef te gaan nie. Vader, ons bid vir hierdie lydingstyd, ons bid vir elke gemeentelid van ons, vir elkeen wat, ek wil amper sê, 'n virtuele lidmaat is en deel is van ons gemeente. Vader, en ek bid dat hulle in hierdie tyd diep bewus sal wees van U teenwoordigheid, van U goedheid, van U guns. O Here, ons het U so nodig. Dankie dat ons ook vir U kan vra om met ons te wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons het 'n plan vir hierdie jaar se Paasfees en ek wil vir jou vra, jy het so 2 weke om nou al deel te wees daarvan. En dit is om 'n kruis te maak. Maak nie saak hoe nie, maak nie saak waarmee nie. En dan wil ons hele terrein teen die heining met kruise vasmaak. En op so 'n manier iets van die Paastyd ook as 'n getuienis na buite toe uitdra. Dit sal so lekker wees as jy kreatief is en dalk is jy ver, maar stuur vir ons 'n kruis. Of bring hom kerk toe. En dan gaan ons dit so vasmaak reg rondom die heining, hier rondom Paas Vrydag, dalk al die donderdag aand, en op so 'n manier dan juis probeer om iets van die Paasfees van 2023 uit te beeld. Vriende, kom ons sing dan ook 'n lof of 'n lied saam. Dis 'n pragtige lied wat ons eintlik goed ken en al baie saam met die preestools gesing het. En dis die lied wat sê, ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen, ons is nie alleen, ons is nie alleen, God is naby, ons is nie alleen, ons is nie alleen, ons is nie alleen, God is naby, ons is nie alleen, ons is nie alleen, want God is naby ons, is nie alleen, want God is naby nou, en elke dag, altyd, vir ewig en ewig, is ons nooit alleen. ons is nie alleen, ons is nie alleen, God is naby, ons is nie alleen, ons is nie alleen, ons is nie alleen, God is naby, ons is nie alleen, Kom neer van hom, want God is naby ons, saam hoe behou, want God is naby nou, en elke dag, vir ewig en ewig, is ons nooit alleen. Nooit alleen, ons is nie alleen, ons is nie alleen, ons is nie alleen, God is naby, ons is nie alleen, God is naby ons. Ontvang dan ook die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Mag jy in jou Getsemane so diep bewus wees van Jesus se teenwoordigheid, van sy lyding, van sy swaar kry, en dat hy dit alles deurgegaan het om jou in jou Getsemane nooit ooit alleen te los nie. Amen. Vriende, net 'n laaste ding, onthou ook 22 April is Liesel Kraus-Wit by ons. Die Saterdagoggend 10:00 gaan sy sommer mans en vrouens saam 'n lekker kuier en koffie en eetgeleentheid hê, en dan preek sy ook die Sondagoggend die 23ste by ons. Koop asseblief jou kaartjie, R100, dit sluit jou eetgoedjies in by die kerkkantoor, kerkkantoornommer 057 388 2697. Mooi dag verder.